Ek kom hy, dan sê hy, moet ek 'n teardrop doen? Of moet ek, dan gat hy so oor my, Kasper. Ek kom vlieg hy in. Mense, my gemoed is vol. Dit wat ek vanaand hier beleef het, Tommy, hierdie gemeente in Napson vooruit, alles kom uit een stoeiwedstryd uit. In Germiston, waar ek anders gestoei het en alles. Naps is nou nog bang daarvoor. Ek het die ou bang geslaan. Maar, en anders het aan die einde in die kruit gespring en gesê, môre by daai gebou, begin ons 'n kerk. In Germiston. En hoor gou mooi, is dit 'n kar wat gebreek het? Ok, en ek sê nou vir jou, hoor gou mooi, en nou is daar al 2 gemeentes uit daai stoei uit. Kom ons wees rustig. 2 gemeentes uit 'n stoeiwedstryd. Daai oggend, terwyl ek in die stoei staan, vloek hulle my so. In die kerk, nog van die vorige dag se stoei, kan jy dit glo? Vloek hulle my. Maar hoor gou wat ek sê. God weet wat hy doen. Amen. En uit hierdie 2 gemeentes is talle, as ek vanaand luister, hierdie mannetjie wat gesing het, 2dejaars student, ek kan God net loof en prys, maar ek kan nie sulke goed doen, as mense ons nie ondersteun nie. Ek kan nie dit doen nie, ek gaan nie geld vra, don't worry, maar ek kan nie dit doen nie. Maar as mense, kom jy net hier, jy moet ook hier kom eintlik. Of wil jy net daar sit? Daai vrou, maak so. Wat dink julle is sy? Wys gou so. Wys dit jou aan. Dis in die polisie. Ken jy? Ek dink sy's hier. Okay, polisie, bestuur sy 'n van of 'n mooi kar? 'n van. Hy vrou ry helikopter. Jy vir 'n lekker aan 'n klap. Ons is trots op jou. Ons is trots op 'n polisman wat hier korrup is. Jy's 'n trotse. Hierdie ou, En sy was by die anti-korrupsie eenheid van tevore, né? ja, ek wil niks nou verder hoor, hier kom jy hier. Dankie vir jou ondersteuning. Korrupsie, uit die hart. Hoor gou hierso. Ek was in Koevoet. Weet julle wat is Koevoet? Julle jong mense, dis die rekkies van die polisie. Ek was 3 jaar. Ek het baie, as net 2 weke wat ek nie kontak gehad het nie, met terroriste nie. Ek is nie 'n GV nie, ek sê dit nie, maar dis dit. En ek het ook ander jobs vir die staat gedoen. Maar partykeer dan ry ek met die Kasper, ons is 4, ek, Piet Benadi, Willem Roux is dood. Maar Piet bly langs my nou. Ek kyk na jou, Piet. Ek moet jou oppas. Maar okay, hy kyk elke ding. Hoor gou mooi. Dan ry ons, as dit 10 of 40 terroriste. Dan sê die spoorsnyers, het hulle begin val. Ek het nog nooit so iets verduidelik wat ek nou verduidelik het. Het hulle begin val. Hier lê hulle al plat. Hulle is baie naby, dis binne 5 minute het ons kontak. Klim ek op die radio. Sê ek vir Nana of wat, stuur vir my 2 gunships, 2 helikopters, White Force. Dit beteken, of geel rook. Ek gaan die helikopter inbring met 'n geel rook. En dan ry ons so, en ons wag tens, wanneer gaan die kontak kom? En dan hoor ek kan nie helikopter nou maak nie. Ek kom hy, dan sê hy, moet ek 'n teardrop doen? Of moet ek, dan gat hy so oor my, Kasper. Ek kom vlieg hy in. 3 jaar lang. Ek sien hom nou weer hier. Hoor gou mooi, ek kom my so laag, laat ek hom aan hom kan vat. Ek kom my so hoor. Ek doen nie die teardrop. Ek sê, en nou hoor ons in, en dan begin die jag ons in. En as die kontak daar. Hoor gou vandag wat ek wil vir julle sê. God beskerm 'n sondaar in daai tyd. Ek was 'n sondaar. Hierdie ou was 'n helikopterman. Ek wil vanaand vir jou sê, jy was net so sondaar. Maar jy dan nie helikopter dronk bestuur. Hierdie ou, kom ons, hy wil ons al drink. Maar as die lig nou nog, die son sit daar,
En sê hulle so lank, dan kan ons drink. As die son nog soveel sak, dan kan ons drink. Luister die mense, ek wil vir jou sê, wil nie oorlogstories praat, ek het geweet, Etienne gaan vanaand hier wees. En hierdie man is vandag weer in ons kontakte betrokke. As ek so kyk, sien ek Etienne het inbetaal. Hy is in die kontakte van verlore siele betrokke. Wil jou dankie sê. Hy wil net nooit, as ek sê Etienne, klim jy bietjie in die Kasper, ek wil nie 'n helikopter slek bestuur. Hy wou dit nooit laat doen het, want hy is te bang onder. Hy wil daar bo vlieg. Kom ek net na die laaste ding, en kom ek bely my eintlik. Jy weet hoe dit is gelieg. Nou, as die helikopters inkom, dan vra hulle, wat dra die ouens? Nou, jy moet vir 'n helikopterpilot sê, hulle dra RPG-7's, want dan moet hy kan nie laag gaan nie. Hy kan uitgeskiet word. Of hulle dra net AK's. Nou, ons terre het nooit RPG-7's gedra nie. As hulle inkom, sê nie, is net AK's. Kom maar. Ook die SAM7. Ja, ook die SAM7's wat jy, ons sê, al hoor ons, hulle kan hulle afskiet, ons lieg. Ons sê net AK's, kom maar. Jy kan maar laag vlieg. En die volgende oomblik die skotte klap, sê hulle, dan vloek hulle ons. Kyk wat gaan nie aan op die grond, as laag bo. En sê is, sorry, ons het nie gesien nie. Maar oké, ek is lief vir jou my broeder. En dankie dat ons by die Here nou saam kan wees. Amen, amen. Prys sy naam. Ja, God beskerm sondaars. Werpie gaan pijnlijk worden. Gelukkig gaan die week voor my daar wees. Mense, ek werk met 40 sulke mense elke dag. Ek huil elke dag. Ek vloek nooit, maar ek skel. En ek lag elke dag. Dankie, julle laat my naam lag. Amen. Die wat hier gisteraand hier was, net om te sien, hoe staan goeie. Ons het by ook. Sy 'n dag oud is. Haar mamma het swaar gekry. Ons dink so. Sy het nog die kleertjies, toe sit hulle onder 'n bos. Toe hoor die mense hoe huil sy. En toe het mense haar groot gemaak. Nou probeer ek haar verder groot maak. Ek maak haar dik. Met brood en pap. Nee, prys die Here. Sy's 'n coconut. Want wat mense het daar groot gemaak? White inside and black outside. Wat is jou van? Janse van Rensburg. Okay, gaan sit maar. Prys die Here. Mense, hoor gou hier. Ek wil vanaand vir jou sê. Ek wil vanaand oor seer praat en ek wil sê jy's kosbaar. Moenie teen jou seer vaskyk en dink jy's niks werd nie. Jy's gemolesteer toe jy klein was. En jy hou vas aan jou molestering. Jy kan nie vergewe nie, jy bly haat. Mense, hoor gou, ek gaan jou so 1 of 2 goedjies van my vertel. Weet jy hoe is dit om gebore te word? In 'n blikskottel. My ouma en oupa het swaar gekry. Ek weet nou al, want ek was in die agterkamer gebore. Ek weet, hulle sou nie 'n ander skottel, hy deegskottel, hy erdeskottel. Het hulle gebruik vir my geboorte ook. Nou moet jy weet, toe ek uitkom, ek was bont in my gesig. Ek is rooi en bont. Die mense skrik hulle vrek vir hierdie kind wat inkom. Daar op Grabies, ek word nog gebore sonder 'n pa ook. Ja, buiteegtelik, daai jare. Hulle weier dadelik dat ek 3 druppeltjies op my kop mag kry. Dis alwaaroor hulle geplaas. Vandag trou hulle man en vrou. Plaas hulle hierdie buite. Ek het mos niks gedoen nie. My magtig is my pa maar agter in die fliek in die kar. Maar hulle is sommer ek. En ek word onder sensuur gesit. Ons moet besop by die kerk om die mense te judge. Die arme kind het niks met dit te doen nie. Ek loop by die bazaar, ek was 5 jaar oud. En 'n tannie vryf so oor my kop en ek hoor. Ek het altyd gedink, bly maar by jou oupa ouma. En ek loop so en ek hoor sy sê vir die ander tannie wat pannekoek bak, hulle is kinderlekker. Daai het my 'n moordenaar gemaak. Hy tannie het nooit geweet, die tannie Ella. En sy vryf my koppie, sy sê, hy's maar 'n mooi rooi koppie, en ek loop so aan en ek hoor, sy sê, hy weet mos eers wie sy pa nie. En dit het gaan vassit in my kop.
en ek kon nie daarmee deel nie. En dat niemand met my gedeel hou. Julle moet nie jammer te kry nie. Groot genoeg, ek is al 60. Ek het geen probleme nie, daarom vat ek ander mense se kinders met probleme. Hoor jy? Laat jy kan lekker slaap van volgende week af. En ek moet elke aand gaan kyk, is jy hier? School of Fire. Okay, dit is die lekkerste. Ek kan nie aftree nie. Ek kan nooit in my lewe aftree. Maar ek kry so lekker hierdie naweek. Die pastoor wat in charge is van School of Fire, hy is die bos. Ek dink 7 het al weggeloop. Hy het nou net sy 4 uit 3 al teruggekom. En 1 het hy toe maar weggejaag. Luister hierso. God wil jou change. Ons is in 'n oorlog, ek en jy. Hier's drugs om ons. Ons regering het ons geval. Het gaan nie help om in die sitkamer vir Cyril te sit 'n vloekie. Ek kan net nie verstaan dat julle John Steenhuisen mense kan wees nie. Ek is lief vir John Steenhuisen en ek bid vir hom. Maar hoe kan hy? Ten minste kan hy vir jou pizza koop. Ek praat stryd met wit mense vanaand. As 'n ou wit is, dan stem ons vir hom. Maar as Julius sy kaart gebruik het van sy party en hy het Nando's gaan koop, dan moet jy gehoor het wat het ons gesê. Maar toe John Steenhuisen nou steel, dis dit niks. Want ons is wit. Ek is die Here dankbaar ek is 'n wit mensie, dat ek rooi is. Maar okay, kom ons los dit daar. Hoekom raak julle so stil as ek oor die afgooitjies van Suid-Afrika praat? School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Pop en Gospel is waar die tekke die teerslaap, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Ek sal vir 'n Christenparty bly stem, al kry is net my stem, want my gewete voor God is skoon, as die 1200 aborsies môre gedoen word. Al kom ons nooit in nie. Ek vra die Here eendag, kan u die stemme verander 'n bietjie daar in die boks? Laat Suid-Afrika skrik, en skielik kom die ACDP of #HopeForSA in, die 2 Christenpartye. En God sê vir my, ek loop om Pick n Pay. Hy sê, ek is nie 'n korrupte God nie. Ek change nie 'n stem nie. Dit wat hulle voorstem, sal hulle kry in hierdie land. Dit wat hulle voorstem, sal hulle kry. You see nothing yet. Suid-Afrika, en hierdie is 'n profesie, gaan binnekort so op sy knieë wees, dat hulle gaan begin uitroep tot God. Ons sal veral klaar. Maar ons het nie ore nie. Ons is nog klomp rassiste. Steeds. Ons is rassisties. Verskriklik. Ek net so. Vanoggend ons het hier geslaap, wakker raak in die sel. Dus ek is daar nie 'n kleerling met my bedkou opmaak nie.
Ag, ek is so lief vir my kinders. Hoor gou, maar hoor gou mense wat ek sê. Asseblief. Ek wil vandag vir jou vra. Jy het seer gekry kleintyd. Hoor wat sê hy? Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Hy praat met jou, verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Hoe kan jy met 'n bierblik in jou hand staan, as jy God se is? Hoe kan jy nog 'n sigaret trek? En wie jy, dan preek ek so klaar. Ek gaan staan en rook die mense buite. Wat dink jy van Jesus Christus? Wat dink jy van hom? Hier's mense wat meer geld aan tabak uitgee, as wat hulle vir die kerk vir traktaatjies gee. Hier's mense wat meer geld aan drank uitgee, of op hulle data om porn te kyk, as vir God. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God. Jy bekommer jou oor hierdie week wat kom. Ek sê nou vir jou, God sê hy gee om vir jou. Jy gaan nou die boodskap hoor. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek, en volkere in jou lewe. Hoor gou mooi, God het jou lief. God gee vir jou om. Maar dan moet ek en jy vir ander ook omgee. Moet ons nie vir ander ook omgee nie. Moet ons nie in ander belang stel nie. Miskien het jy by die skool seer gekry. Miskien is jou huisomstandighede swak geweest. Gaan jy bly vaskyk in jou omstandighede? Ek is as 'n buite-egtelike gebore. Ek gaan nie rondloop, ek het nou nog nie my pa ontmoet, hè? Ek gaan nie rondloop, ek dink is Donald Trump. En ek like my stiefma. Maar hoor gou mooi, wakkie meer saakie. Ek is nou lief vir die Here, ek moet met hierdie kind, kom jy sommer daar. Ek is bly miskien nou, ek het nie, want hierdie kind was ook 'n weeskind. En nou kan ek my relate tot haar. En ek kan in die aand as sy huil, weet hoekom huil sy. Hoe voel sy? Die lyn is om weer by die weeshuis af. Okay, maar in elk geval. Ons moet partykeer goed oorkom, dat ons kan voel. Ek het in 'n huis groot geraak wat nie 'n plafon het nie. Ek het in 'n huis groot geraak met 'n buite toilet. Ek is 'n agtergeblewene. Ek ken van op die toilet sit en hoor, en 'n brommer kom sit op my stert. En dan maak jy so, dan gaat hy weer. Ek ken dit. Ek het, as kinders daar kom, wil ek hier van die buite toilet gooi. As hulle die toilet soek, sê ek, ons toilet het nou gebreek, ons spoeltoilet. Ek was so skaam, dit het aan my vasgekleef. Maar toe ek in 'n seat sit, vir die Christenparty, toe kan ek in die oggend, saam met die gaan staan, as hulle potte uitgedra word, hulle emmers. En jou kindjie staan daar en hy wag vir die skool. Luister jy net hier buite, gebeur dit. En dan kom ry die skoolbus aan, en kruip hulle so in een, van skaamte, oor hierdie toilet emmers. Ek kon by hulle gaan staan, ek kan my gerelate het met hulle. In Suid-Afrika is daar sulke mense, maar ek en jy eet so dik, dat ons nie steur aan hulle nie. Ek het nie 'n probleem as jy lekker eet nie. Ek het 'n probleem as jy nooit, nie ek, God het 'n probleem, as jy nooit vir arme help nie. En ek wil vanaand 'n woord vir armes bring. Hou op, bakke aan staan 'n slag, en vat die helfte van jou suiker en saai dit, as jy sien, jy sal uit jou toestand uitkom. En jy is nie arm, as jy sigarette kan rook en brood bedel. Jy is nie arm nie. As jy kan drank koop, is jy nie arm nie. Jy is 'n bedelaar dan. Hoor gou mooi. Ek kom by die skool, graad 1, sub A daai tyd. Ons is 6.
Dan Ograbies in die skool. Nou vra hulle, vir een, waar is jy gebore? Nie in Kakamas in die hospitaal, juffrou. Waar is jy gebore? In Appington die hospitaal. Ek sien net hierdie wit lakens. En die juffrou kom nader aan my. En die sweet slaat my uit. Waar is jy gebore? Pietie. Ek weet nie wie daai naam uitgedink het. Ek slaat julle verrek as julle my so nie. Waar is jy gebore? En ek is in my ouma se agterkamer gebore in die skottel. En weet jy wie het my gevang, die voetvrou? Haar van is kleingeld. Ek kom eers met meneer Ryk of Ryk Netling of Ryk wie in die wêreld nie. Ek kom met aan die kleingeld in. Sommige klaar so armoede. Luister die mense. En weet jy wat doen 'n mens? Jy wil aandag trek. Henry, jy wil aandag trek om in te wees. Ons wil aandag trek om in te wees. En toe begin trek ek aandag. En as ek iemand kan doodmaak, of iets, en ek sit vanaand in die bar, en die polismanne kan na my kyk, ek is die mekkie van die plekkie, en eintlik is jy nie. Ek het 'n 5-jarige dogtertjie, met 'n voorval wat verkeerd geloop het, doodgemaak. Ek het tot oor dit gespog. Toe ek ongereid was, ek is 'n hero. Jy's nie 'n hero as jy 'n kind doodmaak nie. Jy's nie 'n hero as jy iemand doodmaak wat jy gebeur het nie. Jy is nie 'n hero nie. Nie nou spog oor ander mense nie. Maar tog kan ek. Hey, wat is 'n hero? Hulle nou sê Bakhmut was die ergste in mense geskiedenis. Bakhmut nou in Oekraïne. Ek het later my kind gaan haal. Het lyk vir my toe oorlog hom gevat, toe kom hy nie uit nie. En almal is om hom doodgeskiet. En toe hy op die trein klim terug. En ons loop na die trein toe om terug te kom na Suid-Afrika toe. Kom stap weermagoffisiere aan. En hy sê, please Mr. Strauss, stand still, pastor. Jy het nog nooit dit gehoor nie. Hy sal dit ook nie vir jou gesê, dit het hy jou gesê. En hulle sê, stand still. We want to put on your medal. Thank you for this war that you was in. And the rescue of this lot of kids. Ek het my seun het op een dag 310 kinders onder Russiese beheer uitgered. Nou deeg. Dis lekker. Ek wil vanaand vir jou sê, ek kan nie sê ek het vir my kind 'n sigaret gegee nie. My kind ken nie van 'n pa wat hom 'n drankie gegee het nie. Ek hoor hoe spog hulle. My kind drink 'n drankie saam met my. My kind rook saam met my. Ek kan vir jou sê, ek en my kind het saam kinders gaan red uit die oorlog gehad. Ons is nie hierdie great ouens, ons maak foute, hoor my mooi. Maar wat ek wil vanaand vir jou sê, jy nie iets anders doen nie. Etienne, ek jou verlang, jong, toe ek daar in 'n klap die skote en anderes gee vir my 'n helm wat afval. Josie, ek het vir hom, ek gryp hom al my hoek, maar ek wil vir hom steek met 'n vuis. Ek sê, kyk hier, hy lag. Hy sê, pa, wil my mos getrek het, nou het jy. Ja, hy sê, jy het my mos gevang met daai stoei. Het julle gehoor het ek vir anderes gevang? Ek het 'n vrou opgesteek hier in Brakpan, wat 'n stoeier is. En terwyl ons stoei in die kruit, kom hardloop sy in Angel, en sy gee hom 'n vol struiskop, en hy is plat, en sy slat hom. Hy sê, wat moet ek doen? Want hy slat nie in vrouens nie. Ek sê, lê net stil.